wat nie 'n kruisigingsdiens bygewoon het Vrydag nie, ons het gehoor van die kruisiging van Jesus. En ons het gehoor dat dit is die grootste liefdesdaad wat nog ooit vir ons gedoen is. Johannes 3 vers 16 tot 17 sê, want so lief, en ek wil julle met daai eerste stukkie lees, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En dan vers 17, want God het sy seun in die wêreld gestuur, nie om die wêreld te oordeel nie, maar dat die wêreld deur hom gered kan word. Sien, Jesus moes in ons plek gaan staan het om versoening met God te maak, om ons sonde vir ewig skoon te was. Want voorheen was daar skape en lamme gewees wat hulle gebruik het, 'n vlekkelose lam en priesters. En ek wil vir julle lees uit Hebreërs 10 vers 10 tot 12. Maar gaan net so vinnig deurlees. Dit sê, deur hierdie wil is ons geheilig deur die offer van die liggaam van Jesus Christus. Net eenmaal. Elke priester staan wel dag vir dag om die diens waar te neem en dikwels dieselfde slagoffer te bring, wat tog nooit die sonde kan wegneem nie. Maar hy het, nadat hy een slagoffer gebring het, vir altyd gaan sit hy aan die regterhand van God. Nou in die ou dae, wil ek net so vinnig vir julle sê, in die ou dae het jy jou lam gebring as jy 'n sonde gedoen het, en jy het jou lam na die priester gebring. Dit moes 'n vlekkelose lam wees, sonder enige gebrek. En jy moes jou sonde op hierdie vlekkelose lam gesit het. Die priester het die lam ondersoek, en hy het gekyk, is hierdie lam waardig vir God? Is hierdie lam aanvaarbaar vir God? Gaan hy deur God aanvaar word? Is alles presies volgens wat God wil hê, of volgens die voorskrifte? En dan het die persoon nou jou hande op die lam gesit, op die lam se kop, en jy het jou sonde op hierdie lam gesit. En nadat dit gebeur het, het jou sonde oorgegaan op hierdie lam, en ook moes jy jou eie lam geslag het. So jy moes self die lam se keel afgesny het, en self gesien het hoe die lam se bloed uitgegiet word vir jou sonde. Want dit gaan oor hoe jy moes sien wat se dierprys jou sonde kos. Dit is hoekom hulle dit in daardie tyd moes doen. En dan het die priester nou die lam gevat en sy bloed oralste op die altaar gesmeer op verskillende plekke vir verskillende redes, wat ek nou gaan ingaan nie, en dan het hy die lam nou geoffer. En as die lam nou gebrand het, dan was dit nou 'n goeie offer vir God gewees. Maar Jesus is vandag ons vlekkelose lam. Jesus is die lam sonder enige gebrek. Ek weet nie of julle kan onthou die deel waar Jesus gekruisig was, en toe hulle gaan en hulle sê, asseblief kan ons Jesus net van die kruis afhaal, ons wil hom net gaan begrawe. Hulle, die ander twee mense wat langs Jesus gekruisig was, sy knie moes hulle gaan breek het, sodat hulle moes sterf. Want onthou jy het so gehang, en dan naderhand dan het jy jouself so opgedruk, so hulle moes jou knie breek, as jy nie vinnig genoeg doodgaan, want onthou dit was die Sabbat. So die volgende dag was die Sabbatdag, en daar mag nie enige bloed gegiet word op die Sabbatdag nie, want dit sal die dag onheilig. So hulle moes nou laat hierdie mense sterf. Jy kan nou nie, anders sou hulle daar lank gesit het, en gewag het daai persoon moet ly, soos wat hy sterf. Maar hulle moes hulle knie breek het, en hulle vinniger hierdie ding kan oor en verby kry, almal van die kruis af, sodat die Sabbat middagoggend kan begin. Maar toe hulle by Jesus kom, was Jesus reeds dood gewees. So hulle het geen been aan sy liggaam gebreek nie. Hy was die vlekkelose lam wat vir ons gekruisig was, en hy het gewillig sy kosbare lewe opgegee, sodat ons vir altyd in hom kan leef. Sodat as God nou na ons kyk, dan sien hy nie ons nie. Soos wat die priester na die lam gekyk het, is hierdie lam nou aanvaarbaar vir God, is dit volgens God se spesifikasies, en is hierdie lam reg om te kan hierdie persoon se sonde wegneem vir daai tydperkie. So as God nou na ons kyk, dan kyk hy na sy seun Jesus Christus, die lam wat vir ons geslag was, die lam wat vir ons gesterf het vir ons sonde, sodat ons deur hom
geregtig kan wees, sodat ons deur hom genade kan hê, sodat ons deur hom tot God weer kan kom. So as God na ons kyk, dan sien hy nie ons nie, en hy sien nie ons sonde nie, maar hy sien Christus Jesus, wat Christus Jesus vir ons gedoen het. Die kruisdood was wel die hartverskeurendste ding. Wat as ons net daaraan dink wat Jesus deurgegaan het, en die pyn wat hy ter wille van ons oortreding, as ons Jesaja 53 moet lees, hoe Jesaja gesê, dit is wat gaan gebeur, dan dink jy, dit is eintlik byna onmoontlik. As jy moet weet wat Jesus Christus, of moes gehoor het wat hy gaan deurgaan, gaan jy sê, dit is onmoontlik. Dit kan nie wees nie. Maar ter wille van ons oortreding, ter wille van my sonde, het Jesus Christus daardie deur gemaak vir my. En ons is vandag vry, omdat hy vir ons die prys betaal het. Johannes 19 vers 30 sê, en toe Jesus die asyn geneem het, dit was nou, toe Jesus op die kruis as voordat hy sy laaste asem uitgeblaas het, en hy het gesê, hy is dors, en hy het met 'n spons en 'n spies het hom vir hom asyn water aangegee om te drink. En toe hy die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die Gees gegee. Nou in die Bybelse tyd, as jy skuld gehad het, dan het hulle op jou skuldbrief, as jou skuld ten volle betaal was, het hulle daar op 'n stempel gestempel wat sê, telestai, moet ek sê het reg. Dit in Grieks beteken, dit is ten volle betaal. So in besigheid, as jy kyk na besigheid en jou skuld is ten volle betaal, dan sê hulle, jou skuld is ten volle betaal. As jy kyk na die hofstelsel, en jy is in die hof, en jy staan voor die regter, en jy het jou vonnis uitgedien, dan sê hy, daai telestai beteken dan, jou vonnis is ten volle uitgedien. Jy het jou prys betaal vir dit wat jy gedoen het. En die weermag sou telestai beteken het, die oorlog is oorwin. Die prys is ten volle betaal. Dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het op die kruis, sê ons prys is ten volle betaal. Die oorlog is vir ewig oorwin. Jesus Christus het vir ewig en vir altyd gekom en hy het die sonde oor ons oorwin. En hy het vir ewig en altyd die dood oorwin. Dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het, het hy ons skuld heeltemal weggewas. En ek het nou hierdie papiertjie, en ek het amper nou my sonde gister vanoggend by die huis begin. Maar kom ons sê nou, hierdie is ons sonde. Hierdie is Vivian. Ek kan nog aangaan. Hierdie is Vivian. Dit is al my sonde, wat ek in my lewe gedoen het. Daar staan net op sonde, ek gaan nou nie vir julle alles weggee nie. Maar hierdie is my sonde, wat ek gedoen het in my lewe. En Jesus Christus het hierdie so gevat, en hy het daar op 'n stempeltjie gestempel en hy het gesê, hierdie spyt. Hierdie spyt. Jesaja 1 vers 18 sê, kom nou. Kom nou. Dit beteken, stop dit nou. Ons het nou klaar hieroor geredeneer, ons het nou klaar hieroor vorentoe en agtertoe gegaan. Kom nou, laat ons die saak finaal uitmaak. Kom nou, laat ons die saak uitmaak. Sê die Here, al was jou sonde soos skarlakens, dit sal wit word soos sneeu. Al was dit rooi soos purper, dit sal wit word soos wol. Psalm 103 vers 12 sê, so ver soos die ooste verwyderd is van die weste, so ver verwyder hy ons oortredinge van ons af. Dit is wat Jesus Christus vir ons gedoen het. Hy het gekom om ons sonde finaal te betaal. Daar was 'n prys om betaal te word. Vir dit wat Vivian alles gedoen het, is daar 'n prys om te betaal. Jy kan nie net dit wegspring nie. Jy kan nie net sê, ek het al hierdie sonde gedoen, geen lam sal hierdie sonde kan wegwas. Geen lam wat ek slag, ek sal honderde moet slag om al hierdie sonde weg te was. Maar Jesus Christus het gekom en hy het een keer gesterf en hy het hier boor Vivian, het hy gesê, ek beklee haar. Sy is nie meer die sonde wat sy was nie, maar sy is nou wit soos wol. Haar sonde, al was dit soos skarlaken, dit sal word wit soos sneeu. Want Jesus Christus het gekom en hy het die vonnis ten volle vir ons betaal.
Hy het ons sonde vir ewig en vir altyd oorwin. Jy kan nie meer in 'n sondige lewe, want jy is skoon gewas deur sy bloed. Dit is volbring. Dit is klaar. Kom nou, dit is klaar. Ons gaan nie meer hieroor redeneer nie. Vir altyd en ewig is jou sonde weggewas. Sien, baie mense het hierdie ding in hulle gedagtes en hulle bly by die huis. Want gister het ek na 'n party toe gegaan. Of gister het ek iets gedoen wat ek nie moes doen nie. Nou gaan ek eerder nie kerk toe nie. Want die Here wil my nie so hê nie. Nee. Dis juis wanneer jy hier in die kerk moet wees, terwyl jy nog jou sonde het, dat die Heilige Gees met jou kan werk en dat hy jou kan verander en dat hy jou kan vernuwe. Moenie by jou huis sit en jou kop buig en sê, ek het te veel sonde, ek het te veel dinge, ek kan nie kerk toe kom nie, want ek het iets verkeerd gedoen. Jesus Christus het dit reeds vir jou weggewas. Maar hy sê, kom nou na my toe. Sien, ons hele evangelie hang van hierdie twee gebeurtenisse af. Jesus Christus se sterf dood aan die kruis en sy opstanding daarna uit die graf. Nou, die dood is nie die einde nie. Alhoewel dit vir sy disippels soos die einde gevoel het, die stryd is verlore en dit is te vergeefs, want hulle het gehoor wat Jesus vir hulle gesê het al die tyd. Maar hulle het nooit ingeneem dat Jesus Christus hulle reeds voorberei het wat gaan gebeur. Hoeveel maal het Jesus dit vir hulle reeds gesê, dit is wat gaan gebeur. Maar nooit kon hulle dink dis wat gaan gebeur nie. En sien hulle, nou is Jesus gekruisig en hy is dood. Hulle het hom gaan ondersoek, hulle het hom gaan salf, hulle het hom in 'n graf gaan sit. Hy is dood, dit is verby, hy is dood. Dit wat hy gedoen het vir daai 3 jaar wat hy saam met sy disippels geloop het, is verby, dis alles verby. En dis al waarna hulle gedagtes kyk, is hierdie liggaam van Jesus Christus, wat hulle in hierdie graf moet sit, en hulle lewe in hierdie donkerte, want dit is verby. Daar is niks meer nie. Maar toe hulle sy liggaam van die kruis afhaal en hom begrawe, moes hulle totaal verslae gevoel het. Hulle het die dag van sy kruisdood en begrafnis, daai volgende dag, het hulle met die Sabbat, waar ander mense oor ander dinge gedink het, waaroor die Sabbat gaan, het hulle gedagtes net gegaan oor Jesus Christus, wat er na die graf is. En vroeg die volgende oggend, op die 3de dag, het Maria en Maria Magdalena vroeg gehaas na die graf, en ek wil dit graag vir julle lees, uit Matteus 28, en ek wil dit lees vanaf die eerste vers tot met vers 7. En laat na die Sabbat, toe dit begin lig word, en teen die eerste dag van die week, kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing wat 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan. Soos hy gesê het, kom kyk na die plek waar die Here gelê het. En gaan haastig en sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode en gaan voor julle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het julle dit gesê. Nou ek kan net dink wat so groot skok en verwarring dit vir hulle was. Hulle gaan na die graf toe en hier is Jesus Christus nie meer nie. Hier is hy nie meer nie. Die eerste ding wat hulle dink is wie het hom gesteel, wie het hom gevat. Dit was dalk die fariseërs wat sy liggaam gevat het vir een of ander rede. Al die dinge wat deur hulle gedagtes moet gaan. En hulle kan nog steeds in daai oomblik nie onthou wat Christus Jesus voor die tyd reeds vir hulle gesê het. Ek hoor eendag 'n storie van 'n haas. Hierdie vrou, ek weet nie of julle al die storie gehoor het nie, maar hierdie vrou, haar buurvrou het 'n haas, 'n klein haasie, en sy het 'n groot boerbehond.
En sy en haar buurvrou kom nie goed oor die weg nie, want haar hond het al 'n paar keer hierdie haas gebyt. En sy staan die oggend en sy was skorrelgoed daar, en sy kyk so deur die venster, en sy sien haar hond se kop gaan so, en toe het haar hond die haas in sy mond. En sy hardloop uit buite toe, en ruk die haas uit die hond se mond uit, en sy sê, Jesusie, wat gaan nou aan? En sy probeer kyk, hoe kan sy hierdie haas is dood. Dood. Sy kry hom nie weer lewendig nie, sy het alles probeer, sy het probeer mond tot mond asemhaal, en hierdie haasie is net dood. En sy gaan en sy dog toe, okay, wat gaan ek nou doen? Ek wil nou nie moeilikheid hê met hierdie bure nie. En sy gaan en sy was die haasie mooi, en sy blaas hom, dat hy so opgepof staan, en sy gesit hom weer terug mooi, sy dink die bure gaan nie agterkom nie, in sy hokkie. En sy gaan in die huis in, en sy gaan aan met haar dag. En na so 'n paar ure kom die buurmense by die huis, en die vrou is daar doenig in die yard, en sy gee een groot gil. En sy dogte, okay, laat sy nou maar gaan maak, as sy uithardloop en maak asof sy nou geskok is, nou dat die haas dood is, dan gaan hulle nou nie agterkom nie. En sy hardloop en sy sê, wat's fout, wat's fout met jou haas? En sy sê, jy gaan nie glo nie. 2 weke terug het ons haas dood gegaan, en ons het hom begrawe. En Jesus hy, lewendig, hoe kan dit wees? Nou sien die wêreld, vir die wêreld klink Jesus Christus wat uit die graf uit opgestaan het, soos 'n haasdood storie. Dit klink soos 'n wolhaar storie. Maar vir ons wat in Christus Jesus is dit die grootste storie ooit vertel. Want sien, ek het vanoggend vir julle goeie nuus. Ek weet nie of julle dit geweet het nie. Ek wil dit graag vir julle vertel. Julle moet dit vir die mense daar buite gaan vertel. Maar ek het vir julle baie goeie nuus. Julle moet julle ore spits en mooi luister. Die graf is leeg. Hy het opgestaan. Amen. Die graf is leeg, want Jesus Christus het opgestaan. En dit is die goeie nuus wat ons verkondig. Dit is waaroor ons hele evangelie gaan, is dat Jesus Christus gekom het en gekruisig was en ons sonde op hom geneem het en op die 3de dag het hy opgestaan en hy het lewendig geword. En hy het nie 'n gees of 'n spook geword nie, hy was lewendig in vlees. Hy het na sy disippels toe gegaan en gesê, voel, kyk my hande, voel, julle sal tog nie 'n gees kan vat en voel nie. Hulle het tot vir hom kos voorberei en hy het die kos geëet en gesê, kyk, ek lewe, my hele vlees is hier, ek is nie 'n gees nie, ek het nie opgestaan as 'n gees nie, ek het dood gegaan as 'n mens vlees en ek het opgestaan in my vlees. En so het hy opgegaan na die Vader toe. Want sien, die mense is vinnig genoeg om die Bybel onkredietwaardig te maak, né? Daar's mos baie sulke mense wat sê, die Bybel is nie waar nie, hy is nie waar nie, hy is verkeerd vertaal, en dit in die Bybel is nie reg nie, en dit in die Bybel is nie reg nie. Hulle is maklik om te stry en te redeneer, ek stry nie eers met sulke mense. As jy wil dit glo, dan glo dit, want die Bybel sê, ons gaan nie met mekaar beklei daaroor. Maar ek glo wat ek glo. Maar daar's baie mense in hierdie wêreld wat wil hardloop en sê, hierdie is nie reg nie. En dan verkondig hulle ander gode. Mohammed en Boeddha, en ek weet nie wat sy ander gode daar nog is nie, ek sal maar moet gaan oplees. Maar in my opinie, in my oor, dit wat hierdie woord sê nie, het ek nog nooit 'n Mohammed of 'n Boeddha gesien uit die graf uit opstaan. Ek het nog nooit 'n ander gode gesien wat hulle verafgod en aanbid as 'n lewende God, nog nooit so iets gesien soos my Here Jesus Christus wat vir ons uit die graf uit opgestaan het. Wat die dood vir ewig oorwin het nie, wat ons sonde vir ewig skoon gewas het nie, wat vir ons die kaartjie na die ewige lewe gekoop het. Hierso, hy's joune. Jy gaan net op jou pad hemel toe, jy scan jou kaartjie en jy gaan in. Vir ewig en altyd. Geen Mohammed of Boeddha of wat ook ewer se ander gode daar is, kan so iets doen nie. Nooit nie. Maar was dit nie vir die opstanding nie, waarin sou ons geglo het? Hoe sou ons glo aan die dood of die lewe na die dood, as Jesus Christus nie vir ons, as Jesus Christus nie uit die dood uit opgestaan het? Hoor wat sê Johannes 11 vers 25. En dit was die storie oor Jesus en Maria
oor Lazarus, toe Lazarus doodgegaan het en Maria hom geroep het, en toe Jesus met Maria gepraat en Jesus sê vir haar, ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hulle ook gesterwe. So terwille van dit wat Jesus Christus vir ons gedoen het, dat hy die graf uit opgestaan het, kan ons vandag sê, omdat Jesus Christus die opstanding en die lewe is, en ons in hom glo, is daar lewe na die dood. Daar is vir ons lewe. Jesus Christus het reeds voor die tyd vir sy disippels hierdie dinge gesê. Soos ek vroeër gesê het, hy het reeds vir hulle gesê, ek gaan gekruisig word, ek gaan gevang, ek gaan verraai word, ek gaan gekruisig word, en op die 3de dag gaan ek opstaan. En ek wil dit graag vir julle lees. Lukas 9 vers 22. Maar hulle kon dit nie in daardie tyd begrip het nie. En hy sê, die seun van die mens moet baie ly en verwerp word deur die ouderlinge en die owerpriesters en die skrifgeleerdes en gedood word en op die 3de dag opstaan. Lukas 18 vers 31 tot 33 en hy het vir die 12 wat by hom geneem was, het hy vir hulle gesê, kyk, ons gaan op na Jerusalem en alles wat deur die profete geskryf is, sal aan die seun van die mens vervul word. Want hy sal opgelewer word aan die heidene en bespot en mishandel word en op hom sal gespieg word. En nadat hulle hom gegeesel het, sal hulle hom doodmaak en op die 3de dag sal hy opstaan. Sien, hulle kon nie begryp toe hulle saam met Jesus was dat dit is wat hy moes deurgaan. Net so begryp ons ook baie dinge as ons die woord lees, dan kan ons dit nie begryp nie, ons kan dit nie verstaan nie. Nou lewe ons in die tydperk na Jesus opgestaan het en ons is nou afwagtend vir sy wederkoms. Maar sien, ons kan nie dit begrip nie. Ons kan nie indink dat dit is wat gaan gebeur nie. Jesus Christus gaan terugkom en ons kan dit nie insien met ons vleeslike oë en ons vleeslike gedagtes nie. Maar so gaan dit gebeur, die 3de ding wat nog moet gebeur. Hulle het hom by die graf gaan soek, maar die graf was leeg. Net die doeke het daar gelê. Nou ek wil vir julle lees Johannes 20 vers 7, wil ek net vir julle daai stukkie lees. En die doeke wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke daar lê nie, maar opgerol en een kant afsonderlik. En die rede hoekom ek daai vers vir julle wil sê is, want dit is so interessant. In daardie Bybelse tyd het die meesters van die huis het mos nou sy slaaf gehad. En daardie slaaf het geweet, jy gaan nie hier as ons eet onder my voete wees en heeltyd my goed kom wegvat nie. So daardie slaaf het op 'n plekkie so gesit waar hy sy meester kon sien. Weg waar niemand hom kan sien nie. En hy het sy meester dopgehou. En die geloof was gewees, as die meester nou gaan en hy het klaar geëet, dan sal hy nou sy mond en sy baard en alles afvee en dan gooi hy sy servet, sy doek op die vloer. Dan weer daai slaaf, hy is nou vol, hy is nou moeg, hy is nou klaar geëet, hy gaan nou nie verder eet nie. Maar, daar was ook 'n tyd waar die meester gegaan het, en dan het hy geëet, en as hy klaar geëet het, dan het hy sy servet opgerol, en dan het hy so op die tafel gesit. En dan het daai slaaf geweet, hierdie opgerolde servet, beteken, my meester gaan opstaan, maar hy gaan nou weer terugkom. En dan het hy geweet, hy moet nie aan daai bord kos gaan raak nie, sy meester kom terug. Nou dit hoekom dit vir my so interessant is, want daai skrifgedeelte sê, en die doeke van sy hoof was nie daar by die ander doeke nie, dit het nie daar gelê op die vloer nie. Maar dit het opgerol afsonderlik gelê. Nou sien, ons lees daar die skrifte en dan kan ons dit nie begrip wat die Here Jesus Christus vir ons sê nie, maar daardie kopdoek van hom wat opgerol was en een kant gelê, sê vir ons, ek kom terug. Dit is 'n profetiese ding wat gebeur het, dat Jesus Christus vir ons gewys het, of die mense gewys het, hy kom terug. Die ander doeke lê daar, dit is klaar.
Die prys is klaar betaal, dit is volbring, die doeke lê op die vloer, dit is klaar. Maar hierdie doek lê hierso, want hy gaan weer terugkom. Sien, dit is die derde gebeurtenis wat nog moet gebeur, is die wederkoms van ons Here Jesus Christus. En wanneer hy kom om ons te kom haal, sodat ons kan wees waar hy is. Ons het laas naweek die oulike storie gehoor van die seentjie van Jesus, wat Jesus gespeel het, nou die wat nie hierso was nie, dit was baie oulik geweest, julle het dit gemis. Hulle het 'n opvoering gehad by die Sondagskool van Jesus se kruisiging, en daar was 'n graf, en daar was 'n klein liewe Jesus seentjie gewees, en hulle het hom in die graf gesit, in die graf toegerol, en dit het baie warm geword daar binne, en hy kon dit nadat nie meer hou tot die derde dag nie, en hy het vir hulle geskree, ready or not, I'm coming. En hy hardloop uit. So, ek onthou dit, en dit is vir my so mooi, en ek wil dit weer vir julle sê, ready or not, Jesus is coming back. Hy kom terug om ons te kom haal, of ons nou gereed is of nie. Nou wat doen jy om seker te maak, jy is gereed vir daardie dag? Want dit is waar ons nou lewe, né? Baie mense dink, ons is nou hier op aarde, en Jesus het klaar die prys vir ons betaal, ons sonde is skoon gewas, nou kan ek my lewe lekker lewe, tot Jesus Christus terugkom, en hy gaan my kom haal, ek gaan na die ewige lewe toe, dit is net 'n lekker fees, maar dit is nie. Dis nou in hierdie tydperk wat ons afwagtend is vir die Here Jesus Christus om ons te kom haal, in hierdie tydperk wat ons 'n verskil kan maak, wat ons iets kan doen, wat ons kan gereed maak vir sy koms. Die Here het vir jou op die kruis gesterf vir jou sonde, en hy het dit ten volle gedra en ten volle betaal, en hy gaan terugkom om jou te kom haal, om vir ewig saam met hom te wees, met die dierprys wat hy betaal het. Wat doen jy met daai tydperk? En ek wil vir julle net 'n voorbeeld wys. Kom ons sê nou. Hierdie is nou 'n lekker lang tyd nie. Hierdie is waar Jesus Christus vir ons gesterf het aan die kruis en opgestaan. En hierdie is nou ons lewe. En hierso is waar Jesus Christus gaan terugkom. Sien julle hoe kort tydperkie dit is? Wat doen ons met hierdie kort tydperk? Ons lewe gaan so vinnig verby, want dit is werk en dit is kinders, en jy spaar vir jou aftrede, en dan spaar jy vir jou aftrede, en dan spaar jy vir jou aftrede, en dan finally tree jy af, en dan soos op hierdie laaste klein gedeeltetjie, en dan kan jy jou lewe geniet. En dan as die Here Jesus Christus hierso kom, en hy kom haal ons, wat het jy met hierdie tydperk gedoen, wat jy nou het? Ons het net hier en nou, om iets vir die Here Jesus Christus te doen. Tot en met hy ons kom haal, en ons hierdie ewigheid, vir ewig en ewig, daai draad gaan nog aan, ek beloof julle weer. Ewig en ewig en ewig en ewig en ewig by hom gaan spandeer. Maar ons het net hierdie tydperkie hier en nou. En ons is so besig om hierdie tydperkie wat ons het, te spandeer aan nuttelose dinge. Die beste huis, die beste kar, ek wil die beste in my werk wees, ek wil dit doen, ek wil dit doen. Ons is so besig om ons tyd te mors met nuttelose dinge. En as die Here Jesus Christus daar gaan kom en ons kom haal, dan gaan hy sê, wat het jy vir my as offer gebring? En dan het ons niks. Want Here, ek was besig met my lewe, ek wou 'n sukses wees in die lewe, ek wou 'n sukses wees, ja, dis goed. Maar wat het jy intussen ook vir die Here gedoen? Sien, party van ons kruip in skande en skuld weg soos Petrus. Jy is duur gekoop. Jy kan nie met jou kop in skande gaan in 'n plekkie wegkruip nie. Jy moet jou kop hoog hou. Net jy jouself en die duiwel herinner jou elke dag aan jou sonde wat jy gedoen het. Net die duiwel like om dit te doen. Onthou jy wat het jy gedoen? Elke liewe dag. Onthou jy wat se mens jy was? Jy is nie goed genoeg vir God nie. Jy is nie goed genoeg om in die kerk te wees nie. Jy is nie goed genoeg om iets op die kerk te wees nie, maar onthou jy wat jy gedoen het? Die Here Jesus herinner ons nie aan dit nie. En as die duiwel weer kom, of jou eie gewete weer kom en jou so aanval en sê, onthou jy, want jy sê, onthou jy, toe Jesus Christus uit die graf het opgestaan het, en vir ewig die dood oorwin het hy my sonde skoon gewas. Ek is nie meer dit wat ek was nie, maar ek is nou nuut in Christus Jesus. En hy dink nie weer aan my sonde nie.
So dan bestraf jy die duiwel. Jy laat nie eens jou gedagtes of die duiwel daar gaan nie. Maar jy moet elke dag in jou oorwinning lewe. En ek wil afsluit die laaste vers, die laaste deel, en dit is ons kerk se missie van die kruisiging. Nadat Jesus kruisig was en hy het opgestaan in Matteus 28 vers 19, want Matteus 28 praat van die opstanding. Maar dan daarna in vers 19 sê hy, gaan dan heen en maak disippels van die nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. So hierdie tydperkie wat jy hier op aarde het, gaan en verkondig Jesus aan die Marias wat alleen en in donker te lewe. Alleen in donker en rou en nie weet hoe om uit daai depressie gat uit te kom nie, gaan en gaan verkondig Jesus aan hulle. Die Petrus wat met verwyd lewe, wat homself verwyd vir dit wat hy gedoen het, want ek het weer geval in die sonde en ek weet nie hoe om daarop uit te staan nie, ek weet nie wat om te doen nie, ek bly eerder weg van die Here, praat nie eers met die Here nie, ek bid nie eers nie, want ek voel te skuldig. Gaan na daai Petrus toe en gaan verkondig Jesus vir hom. Die Thomasse van die wêreld wat alle vertroue in die Here verloor het, wat alle vertroue in Jesus wat lief is vir hulle en wat gaan terugkom om hulle te red verloor het, gaan en gaan verkondig Jesus Christus aan die Thomasse wat nie meer sterk genoeg is nie, wat nie meer geloof het nie. Gaan en gaan verkondig Jesus vir hulle. En dan laaste wil ek afsluit. Ons moet mekaar groet met Maranatha. En Maranatha beteken Jesus kom weer. Is dit nie 'n blye versekering nie, dat maak nie saak wat Jesus deurgegaan het nie, en hoe ons na die kruisiging kyk, en dit is so diep, en dit is so seer, en elke keer wat ons daai nagmaal gebruik, dan herinner dit ons aan dit wat hy deurgegaan het, maar Maranatha, hy het opgestaan, en hy kom weer terug.